Goeiedag geliefdes, ek hoop het gaan nog goed met elkeen van julle vandag. Ons gaan vandag 'n bietjie teruggaan na 'n teksgedeelte wat ons reeds gehanteer het. Is maar 'n selfsugtige rede, daar's goeters in die hoofstuk wat ons nie heeltemal aangeraak het tydens die preek nie, want ons het verskriklik gefokus op 'n tema, maar ek wil net vandag weer teruggaan na hierdie teksgedeelte toe en die ander teologiese temas in die teksgedeelte net weer 'n streepie onder te trek en net ons attent maak op wat gesê word, want daar was nie regtig tyd om dit te hanteer nie, want dan sou die preek 2 ure gewees het in plaas van net die normale 18 minute. Geliefdes, ons gaan vandag weer teruggaan na Johannes 13 vanaf vers 1 tot en met vers 17 en ons gaan spesiale aandag fokus op verse 4 tot 5 en dan van verse 9 tot 11 waar Jesus vir ons baie duidelike teologiese temas wat die disippels baie duidelik nie verstaan nie, maar ons wat nou 2000 jaar later lewe dit meer kan verstaan en meer kan weet wat Jesus hier gesê het en dan ook hoe ons die voorreg het om wel na die tyd hierdie goed te lees en dit dadelik te verstaan, want Jesus self sê hierso vir sy disippels dat hulle gaan dit nie verstaan nie. Kom ons kyk na hierdie teksgedeelte en dan praat ons oor daai paar versies. Kom ons lees. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader toe te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van tafel af opgestaan, sy bookleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n wasgottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan u my voete was?" En Jesus antwoord hom: "Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan." Maar Petrus sê vir hom: "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." Daarop sê Jesus vir hom: "As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie." Simon Petrus sê toe vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig." En Jesus sê vir hom: "Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie, en julle is nou skoon, maar nie almal nie." Jesus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê: "Julle is nie almal skoon nie." Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy bookleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. 'n Gesant is ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen." Geliefdes, ons lees tot sover. Nou, kom ons oriënteer net gou onsself vir wat was verlede week Sondag gesê. Ons het hierdie teksgedeelte gebruik as 'n voorbeeld van hoe ons Jesus Christus se voorbeeld moet volg en ons naaste moet lief hê, want hy het hulle tot die uiterste toe lief, soos 'n pa wat nie wil hê sy 2 seuns moet beklei nie, want hy het hulle albei ewe lief en hy kan nie 'n kant kies nie. So wanneer ons dan ons naaste haat, dan forceer ons God om 'n kant te kies. Nie dat hy doen nie, nie dat ons sê dat hy ooit sal nie, maar dat ons is niemand om God in so 'n posisie te sit nie. Daarom moet ons naaste lief hê, al wil ons so graag hulle partymal haat, want hulle maak die lewe vir ons so moeilik. Maar geliefdes, die rede hoekom ons vandag na die teksgedeelte kyk, is as gevolg van vers 4 en 5, waar daar so deeglik beskryf word dat Jesus het sy bookleed uitgetrek en het om sy lyf vasgemaak en 'n handdoek gevat en hy het hierdie disippels se voete gewas. Geliefdes, let op dat hy het dit ongelooflik
deeglik gedoen. Jesus Christus het nie net afgebuk en hulle voete gou afgevee met 'n lappie nie. Nee, hy het gegaan, 'n waskottel vol gemaak, sy klere uitgetrek sodat hy dit beter kan doen en hy het sy disippels se voete deeglik gewas, soos wat mense sou verwag van 'n slaaf in daardie tyd. Met ander woorde, geliefdes, Jesus Christus het hier uiterstes, ten volle, met volharding hierdie disippels se voete gewas. En ons lees ook later dat hy het dan nou vir ons 'n voorbeeld gestel. So nou, wat ons van hierdie 2 verse af kan vat. Wanneer ons God dien, wanneer ons naaste dien namens God, moet ons dit doen tot die uiterste beste van ons vermoë, want dit is die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Hy het vir ons gewys hoe belangrik dit is dat wanneer jy iemand dien, wanneer jy veral God dien, dat jy dit nie halfhartig doen nie. Jy kan nie Sondag kerk toe gaan en net daar sit want jy moet daar wees nie. Jy moet luister. Jy kan nie net die Here dien en dit net halfhartig doen nie. Jy moet dit ten volle doen. Jy moet alles gee wat jy het. Geliefdes, hierdie 2 verse wys Jesus nie net vir ons dat hy as leermeester homself kan verneder, soos wat ons onsself moet verneder tot ons naaste en tot God nie, maar hy wys dat wanneer ons dit doen, moet ons dit doen tot die beste van ons vermoë. Nou dit bring ons dan by verse 9 tot 11. Geliefdes, in vers 9 lees ons: Simon Petrus sê toe vir hom: Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. Jesus het hier vir Petrus gesê, dat as jy wil deel wees van my, moet jy toelaat dat ek jou was. En toe Petrus dit hoor, toe sê hy, maar Here, was dan my gesig en my hande ook. Die boodskap wat ons hieruit ontvang, is spesiaal bedoel vir ons, die mense wat hierdie teksgedeelte na die tyd lees. Die was waarna Jesus Christus hier wys, verwys na sy opoffering aan die kruis, waar hy vir ons dood gegaan het, waar hy ons sonde heeltemal skoon gewas het. Nou sit ons nog met hierdie gedagte in ons kop, dat ons moet nog iets doen. Ons moet nog iets doen om gered te word, ons moet nog iets doen om salig gemaak te word, ons moet verder bad om weer skoon te word. Geliefdes, as jy in die Here Jesus Christus glo, en jy glo dat hy het vir jou aan die kruis gesterf, en dat sy opoffering was genoeg, dan is dit genoeg. Daar is geen daad, daar is geen werk, daar is geen hoeveelheid geld, daar is niks wat jou kan skoonkoop nie. Jy is reeds skoon. Maar nou moet ons hier so gou vinnig kyk na ou Judas Iskariot, wat Jesus baie duidelik vir ons uitwys, is nie skoon nie. Maar hoe is dit moontlik? Hy is dan reeds gebad. Jesus het dan net gesê, as jy gebad is, hoef jy nie weer gewas te word nie, want jy is reeds skoon. Maar hoekom is Judas nog vuil? Nou, ons het laas keer gesê dat Jesus het nog steeds Judas gewas, ten spyte van die feit dat hy geweet het dat Judas sou hom verraai, wat vir ons 'n voorbeeld gegee het van hoe ons moet optree teenoor ons naaste wat ons al seer gemaak het. Wat ons ook dan moet verstaan, geliefdes, dat al is ons rein, al is ons skoon, al is ek en jy vergewe, bloot oor die feit dat ons glo dat Jesus aan die kruis gesterf het, beteken dit nie dat ons kan nou doen net wat ons wil nie. Beteken dit nie dat ons kan nou gaan Sondag want ons is klaar skoon nie. Beteken dit nie dat ons kan die Here verloon of die Here verraai nie, want dit is wat Judas gedoen het. Ons weet later dat Petrus het dit ook gedoen, hy het die Here verloon, maar hy het later bekeer. Judas het nooit bekeer nie. Judas het besef dat hy 'n fout gemaak het en hy het sy eie lewe geneem. Dit is nie wat ons as Christene hoort te doen nie, geliefdes. As jy glo, as jy in jou lewe al geglo het, en iewers langs die pad het jy jou geloof verloor, of jy het al kwaad geraak vir God, of jy voel dalk hy skuld jou iets, en jy verraai hom, jy glo nie meer in hom nie, dan is jy nie meer skoon nie. So, ja, ons is skoon. Maar dit beteken nie ons word gevrywaar van alle sonde en alle dade wat ons daarna doen nie. En een van die belangrikste dinge wat ons moet oplet, is dat as jy glo, en iemand vra vir jou of jy glo, en jy sê nee, dan het jy die Here verraai, dan het jy die Here verloon. En hierdie
maak jou outomaties weer vuil, weer sondig. Al daai vuil goed wat jy in jou verlede gedoen het, met jou sondes wat jy gedoen het, kom alles net so weer terug na jou toe, want jy het die Here eenkant toe geskuif, en saam met dit het jy jou sonde na jou toe teruggeskuif. Geliefdes, 'n liefde vir die wêreld is nie ietsie wat ons as gelowiges moet najag nie. So hierdie was die twee temas wat ons dan nou in hierdie teksgedeelte gemis het, wat ons nou nie in die preek ook kon bespreek het nie, want dit sou net heeltemal rond gewees het. Maar net om die teksgedeelte in geheel weer saam te vat. Jesus Christus stel vir ons die perfekte voorbeeld. Hy sê vir ons hoe ons moet lewe. En dit is volgens die voorbeeld wat hy gestel het. Ons moet ons naaste lief hê. Ons moet die Here dien. Wanneer ons in die Here glo, moet ons hom nie verraai nie, maar ons moet aanhou glo. En dis al wat ons moet doen. Ons moet hom lief hê en ons moet sy kinders lief hê. En wanneer ons dit doen, moet ons dit doen tot die beste van ons vermoë. As jy iets vir God doen, moet dit nie halfhartig doen nie. Want dan kan jy dit net so wel los. Dis soos 'n toets by die skool. As jy net, jy weet, gou 'n uur voor die tyd geleer het, dan gaan jy nie slaag nie. Leer hard voor die tyd. Sit jou alles in en jy sal die vrugte daarvan dra. Geliefdes, tot sover. Kom ons lê die oop. Here God en Hemelse Vader, ons dankie vandag weer eens vir die tegnologie, sodat ons U woord kan ontvang. Ons vra Here dat hierdie tegnologie ons nie baas raak nie. Ons vra dat dit nie ons lewe sal oorneem nie, maar ons vra dat ons altyd U bo alles sal ag en U naam verheerlik waar ook al ons gaan, al is dit deur tegnologie. Ons prys en loof U vir die geleenthede wat U vir ons gee. Ons vra U ook om die geleenthede wat ons gemis het, weer terug te bring in ons rigting. Here, ons vra vergifnis van ons sondes. Ons vra dat U sal gaan met elkeen wat hardkoppig is, elkeen wat geglo het en U verraai het, dat hulle weer U pad sal terugkry na U toe. Here, ons vra dat U hand van beskerming oor elkeen van ons sal hou, elkeen wat hier kyk, elkeen wat nie wil of kan kyk nie, wees met hulle, gee vir hulle U genade en wees barmhartig teenoor hulle. Here, ons vra weer eens vir vergifnis van ons sondes en dat U elke tree saam met ons sal stap. Ons vra dit omdat U lief is vir ons en U 'n barmhartige en 'n genadige God is. Amen. Geliefdes, kom ons ontvang die seën. Genade, vrede en barmhartigheid vir julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, net 'n paar enkele afkondigings. Die inrykerk is Sondag, daar is definitief inrykerk Sondag en daar is definitief finalejaars kategese Sondag. Asseblief moet nie mis nie en laat weet julle ouers dat ons gaan klein bietjie langer as 'n halfuur besig wees, want ons moet 'n hele paar goedjies deurgaan. Verder, geliefdes, moet julle 'n baie lekker week verder hê. Julle moet asseblief warm bly, nie dat dit meer nodig is nie, want dit raak nou al hoe meer somer en vandag het lente offisieel begin. Ek weet net nie of die wind en die temperatuur dit weet nie, maar ek is seker daarvan die aarde sal opvang en dan moet julle veilig bly en dan sien ons mekaar eerskomende Sondag. Totsiens.